Morgen, meneer Maritz. Goedemorgen. Morgen, meneer Maritz. Goedemorgen. Morgen, meneer Maritz. Goedemorgen. Morgen, meneer Morgen. Maritz. Morgen, meneer Maritz. Goedemorgen, meneer Maritz. Dit is aangenaam van u om ons hierdie besoek te brengen. Ik heb baie goeie nuus voor u. Alles gaan voor die wind. En volgens rapporten van ons, Takke te Benoni, Germiston, Kaapstad en Mosselbaai, kan ons een baie goeie jaar verwachten. Hier is 2 documenten wat u moet tekenen. Mag ik noemen dat het in die verleden voor ons altijd een plezier was om onder uw oorlede vader te werken. En ik voel oortuigd daarvan dat die goede geest zal voortleven nou dat u oorgeneem het. Dankie. Ik moet erkennen dat ik inderdaad gelukkig is dat die bezigheid zulke bekwame bestuurders heeft. Dankie. Nou, wanneer wil jij moet ik weer inkomen? Dit zal niet nodig wees voordat ons aanstaande maand zijn rapport ontvangen nie. Maar in geval er iets gebeurt zal ik u bellen. Dankie. Sê my, hoe gaat het met mevrouw? Eerste klas, dankie. Sy laat weet groete. Julle is al baie jare getrouwd, nee. Ek onthou, ek was nog soms so chokkerkie. Ja, sy is die eerste nooi wat ek ooit gehad het en ek sal haar vir niks verruil nie. Ek het haar gesien en sy het my gesien en wel, hulle noem dit glo liefde met die eerste oogopslag. Liefde met die eerste oogopslag. Maar nie vir my sê 'n verstandige man soos u glo aan sulke kaf nie. Daai dinge gebeur ons net in storieboeke, rolprente. Wel, dit het met ons gebeur en ons kon dood eenvoudig niks daaromtrent doen nie. Wel, tot ziens, hè? Tot ziens, meneer Maritz. Tot ziens, meneer Ja, Maritz. tot ziens. Tot ziens, meneer Tot ziens. Tot ziens, meneer. Tot ziens. Tot ziens, meneer. Tot ziens. Tot ziens, meneer. Tot ziens, juffrouw. Statie toe, alsjeblieft. Volg daar die motor, alsjeblieft. Kaartjes, alsjeblieft. Ek het nie kaartjie nie. Kijk. En mens soek eers al jou sakke deur. 2 maal. Dan soek jy die omslag van jou broek. Terwyl jy mompel. Nou, wat die deksel. Ek wonder waar ek kon sweer. Of zoiets. Maar nooit nie net. Ek het nie 'n kaartjie nie. Waar naartoe ry jy? Om die waarheid te sê, ek weet nie. Luister, wie is daai meisie met die gele hare? 1 of 2 baans vorentoe. Ken jy haar miskien? Met die geel hare. Nee, ek weet nie. Maar as jy nie 'n kaartjie het nie, Ek sal ter bestemde tyd genoeg kaartjies koop om 10 kaartjies ondersoekers tevrede te stel. Maar help my eers. Daar's 'n meisie met blonde hare en ek dink donkerblou oë. As jy uitvind waar jy en sy gaan na dieselfde plek toe as ek. ek is nie 'n inligtingsbureau nie. En as jy nie 'n kaartjie het nie, meneer, ek sal nooit droom om dit te vat nie. As een man nie 'n ander kan help nie, Neem dit maar as blyk van my waardering. as een man nie 'n ander kan help nie sonder om betaling daarvoor te kan kry nie, dan sê er nie veel vir ons beskawing nie. 'n meisie met blonde hare, sê jy? O, daar een. Nou weet ek waar er een. Sy gaan Ewals vlei toe. Ons sal 12 minute oor 4 daar aankom. Geef my 'n enkel kaartjie. Ewels vlei toe.
Ja, Ek wou net gevra het, die volgende trein na Pretoria is om 7:38. ek wou net gevra het of u miskien vir my kan sê wie die meisie is wat saam met my hier afgeklim het. Kan jy miskien sê wie die meisie is wat saam met hom hier afgeklim het? Ja, dit was Cecile Sillier. Cecile. Kan jy miskien vir my sê waar sy woon? Kan jy miskien sê waar sy woon? Ja, sy woon op tussenkomst. Maar waar is die plaas? Is dit ver? Waar is die plaas? Is dit ver? Want laat ek nou sien. Ek dink is omtrent 16 myl hier vandaan. Jy vat hierdie pad wat hier agter die stasie verbyloop. En jy hou aan met hom in 'n westelike rigting tot jy by die uitdraaipad kom. En dan draai jy links. Nee, regs. Wag. Johannes. Ja? Kom bietjie hier, ja. Watter pad vat jy daar by die uitdraaipad as jy nou Sillier toe gaan? Die regterhandse pad. Is nie man, jy draai links. Mens draai regs. Wel, jy draai links of jy draai regs. Maar as jy die eerste regte pad het, dan sal jy omtrent nou 6 myl by 'n ou Mirasie uitkom. Na omtrent 10 myl sal jy by 'n ou Mirasie uitkom. Wel, as jy by die ou Mirasie uitkom, dan sal jy die plaas daaronder in die leegte sien lê. Dis een met die groen dak. Dis die een met die rooi dak. Die groen dak. Dis die rooi dak. Wel, as jy daar uitkom, sal jy gou genoeg uitvind. Dankie. Baie dankie. Totsiens. Dis die rooi dak. Wat die duivel gaan hier aan? Daar's 'n bully buite. Is daar iets wat ons vir jou kan doen, meneer? Het is... Ekskuus, meneer? Vriend van my het gesê dat hy is meneer Sillier nie waar nie. Hy het gesê dat die logeergangers gedurende die somervakansie inneem. Logeergangers? Ja, vir vakansiegangers. Mense wat kom om te swem en om te perdry, om te perdry. Ek wil maar tot so hier op die plaas deurgebring. Dit is nie 'n vakansieplaas nie. Maar pa, as meneer Maritz. Meneer Maritz het nou soveel moeite gedoen onder 'n misverstand. Hy kan maar gerus vandag hier slaap. En waarvoor staan julle allemaal? Ons het 'n gas, pa. Huh? Ons het 'n gas, pa. Oh. En wat wil die jongman hê? Hy wil graag vanaand hier slaap. Maar natuurlijk kan hy hier slaap. Maar pa, 'n mens weet nooit met watter bedoelings vreemdelinge deesdae by mense huis kom indring nie. Ek sê hy slaap hier. Cecile, dek dadelijk vir die vreemdelinge plek hier aan die tafel. Dis waar, het lyk vir my julle weet nie meer hoe om bergsaam te wees nie. En as ek julle so ver ek blompot weg ben voordat die ding laat val. Meneer Maritz, kom sit jy maar hier. Dankie. Sit maar meneer Maritz, maar laat my jou gou eers voorstel. Dis my moeder, Aangenaam. my oupa, Welkom. Aangenaam. en die man wat nou net hier uit is my pa. En die is my dogter. Aangenaam, juffrou. Aangenaam. Verskoon my asseblief. Mali, gaan haal nog koffie. Sit man.
En jou reistas al ingebring? My tas. My tas is by die stasie. Pretoria stasie. Hulle vergeet om dit aan te stuur. Ja, die spoorweer kan soms baie agterloos wees met die mense bagasie. Hier is die koffie. Die kos warm ek net 'n bietjie op. Mali, Ja, pa. sê vir Bertha, sy moet net naar die jongman wys waar sy kamer is en hy moet hem een pak nachtkleren leren. Goed, pa. Nou ja, wel te rusten, jongman. Ek gaan bed. Nag, oom. Nacht, Mali. Nag, pa. Die hele affaire lyk vir my deksel snaaks. Hy kom hier aan sonder 'n draadklere, stap die huis binne sonder om te klop, en stamel 'n paar flou verduidelikings om sy indringing te regverdig. Ag, my man, ek glo nie hy kom kwaad te doen nie. Hy lyk vir my so gaaf. Hy lyk nie vir my so gaaf nie. Daar's 'n skelm blik in sy oë. Ag, jy verbeel jou dit. Wie wat dink ek kom hy doen? Nee, wat? Hy kom generaal bekonkel. Generaal bekonkel. Ja. Onthou jy met die laaste tentoonstelling het Giel Kuipers se wil bekonkel? Maar ja, dis weer een van die dae tentoonstelling. En ek sweer daardie vent is gestuur om iets aan generaal te kom doen. Dink jy dit kan Karel verwoed wees? Skaam jou, Bertus, om so iets van jou buurman te dink. Maak door die ligte slaat. Ons vriend, Frederik Potgieter hier, is 'n neef van Wessel Marits, maar lank nie in dieselfde finansiële posisie nie. Inteendeel, hy is oor sy ore in die skuld en enige oomblik kan die gereg aan die deur klop. Hy is besig met 'n nuwe opvoering, maar sy kanse om die nodige geld in die hande te kry is maar min. Wie weet, miskien sal iets tog opdaag. Maar hy help nie om daaroor te sit en broei nie. Hy moet maar liewer aangaan met die repetisies. Ek ry met die trein. Ek ry van die Kaap tot in Transvaal. Ek ry met die trein. Hoor hoe lekker blaas die blikkie, luister naar die scherpgelikkie. Saarkie, ek soek naar werk so waar. Saarkie, ek soek so aan mekaar. Saarkie, as ek die werk kies, dan hou ek op met soek en jy gaan werk ook. Ek ry met die trein. Ek ry van die Kaap tot in Transvaal. Ek ry met die trein. Hoor hoe lekker blaas die blikkie, luister naar die scherpgelikkie. Verskoon my meneer, kan nie meld met sê waar ek meneer Frederik Potgieter in die hande kan kry asseblief? Frederik Potgieter? Nog nooit van hom gehoor nie. Dankie. Verskoon my meneer, kan nie meld met sê waar ek meneer Frederik Potgieter in die hande kan kry? Ja, daar loop hy nou net by die gang af. Wie? Hey, meneer Potgieter! Môre. O, goeiemôre oom. En lekker geslapen hè, Marits? O ja, dankie oom. Sê vir my, oom Sias. Ek het lekker geslaap, oom Sias. En wat is jou naam? As jy dink ek gaan 'n boksnyter soos jy links en regs meneer,
dan maak je vis. My naam is Wessel, oom Sias. Nou kijk Wessel, ek wil 'n bietjie weet. Wil jy regtig 'n ruk hier op die plaas kuier? Want jy weet ons is altyd ingerig vir 1 of 2 gaste. O ja, oom Sias, ek sal baie graag 'n rukkie hier wil bly. Nou ja, dan wys ek jou na ontbyt waar ons poskantoortjie is, dan kan jy bel vir jou bagasie. Baie dankie, oom Sias. Maar ek wil nie moeilikheid veroorsaak nie. Moeilikheid? As jy moeilikheid veroorsaak, dan jaag ek jou persoonlik weg van die plaas af. Moenie jou aan Bertus steur nie. Hy was maar altyd 'n nukkerige kind. Deels ook my skuld omdat ek toe hy jonger was meer gevoeder het nie. Nou ja, kom ons stap binne toe vir ontbyt. Dis 'n lekker lewe, dis 'n lekker dag vandag. Moenie jou tog ooit bekommer oor wat daar om die hoekie wag. Dis 'n lekker lewe en die wêreld is vol pracht. Moenie treur oor wat verby is, dis 'n lekker dag vandag. Belastingskuld, ek nog my krediteurs praat nog, maar eie plan is toch 'n boerdery. Die klomp wil my betrap, maar ek het hul ontsnap. Ek is toch al te knap, dis nou van my. Dis 'n lekker lewe, dis 'n lekker dag vandag. Moenie jou toch ooit bekommer oor wat daar om die hoekie wag. Dis 'n lekker lewe en die wêreld is vol pracht. Moenie treur oor wat verby is, dis 'n lekker dag vandag. Wat het gebeur? Het jy seer gekry? Het jy seer gekry? Ek weet nog nie. Wie's daai? Kan jy man agter jou sien? O, daarie, dis meneer Marits. O, daar is dit 'n Wessel. En wat in die wêreld maak jy hier? Ken jy hom? Wessel jou Hans kyken. Hoe kom jy so ver van jou geboortegrond af, man? Ken julle mekaar? Ken ek hom? Ons het saam voelnessies beroof. Ons het saam staan met 6 gesak. En ons het saam probeer om die bynes uit om Paul se standbeeld te haal. Natuurlijk ken ons mekaar. Maar Wessel, ek ken nog nie hierdie charmante jong dame nie. Ekskuus, dis mevrou Silje, meneer Potgieter. Aangenaam kennis, juffrou. Wel, dis al laat en ek nog vir die ete gaan sorg. Het jy gesê ete? Wat sal haar wees? Frikadelle met vars brood en botter. Haha, wacht net dat ek die bietjie droog maak en lei my daarheen. Pa, laat ek pa voorstel. Dis meneer Potgieter. Potgieter? Ek dog sy naam is Marits. Nee, pa, meneer Marits is ook hier. Lyk vir my, daar is elke 24 uur 'n vreemde man op die plaas. En wat kom maak hy hier? Hy het 'n ongeluk gehad. Hy het 'n generaal vasgrynd in die dam geval. Maar hy het nie seer gekry nie. Moenie vir jou oor hom bekommer nie. Wat van generaal? Het hy seer gekry? Ek weet nie, pa, hy was so verbaas, hy het sommer weggedraf. Haal vir my die kamfer salf. En bring my wit jas saam. Ek moet gaan kyk of generaal seer gekry het. Ek sal gaan help, meneer Silje. Ek sal saam gaan, want dit is my skuld. Nee, dankie. Ek het nie hulp nodig nie. Hier, pa. Gaan pa nie eers eet nie? Generaal het seer gekry. Dalk vir ewig geskend. Al wat jy aan dink is kos. Ek is jammer dat jou pa so omgekrap is oor die bil. Pa is maar so. Hy verdink al die vreemdelinge daarvan dat hulle sy bil kom bekonkel. Ek sê vir jou is 'n komplot. Hulle kom generaal bekonkel. Bertus, hoe kan jy sulke dinge sê? Dan ken hulle nie eers mekaar nie. Ek sal gou genoeg uitvind. Meneer Marits sal vir u wys waar u kan was. Dankie. Wat's dit nou, pa? Ek wil weet of hierdie Marits en hierdie Potgieter mekaar ken. Of ons mekaar ken. Ons het as het ware saam groot geword. Ek het so gedink. Waar bly Bertus so lank by die bil? Is generaal veilig of lê hy aan skok? Ek het hom in die stal gesit. Hy het 'n lelike skraap op sy blad. Ek kan Herman ook nergens kry. Die volk word by die dag slegter. Die engine staan ook. Die kan ek glad nie aan die loop kry nie. Maar die beeste môre gaan water kry om te drink, weet nugter alleen.
Kom sit nou eers en eet jou kos. Ja, ek wil nie eet nie. Ek wil net 'n koppie koffie hê. Geef my die lamp, meneer Silje, en bedui my waar die engine staan. Die beeste moet water hê. 'n Melkkoe moet minstens 15 gelling water op 'n dag kry. Al wat ek nodig het is 'n skroewedraaier. 'n Skroewedraaier? Ek sal nooit dat jy gewapen met 'n skroewedraaier in die donker naby generaal kom nie. En wat gaan nou aan? Die engine het gaan staan, pa, en meneer Potgieter gaat hom regbak. Ja, die naaste wat jy nog ooit aan die regmaak van 'n engine gekom het, was om my ding Frans met jou kierie te staan 'n port. Kan ek je miskien help nie? Bly jy by is. Kom. Cecile, dek jy die tafel verder af, ek gaan gou die suurdeeg maak. Ek is so jammer vir meneer Potgieter. Jy is jammer, vrou Frikkie. Ja, sy pak klere is so geslyt en sy koffertjie so pateties. Hy het seker al baie gelei. En tog is daar talle mense wat rol in die geld. Ja, daar is seker. Nou is baie van hulle wat ten minste vir 'n nuwe pak klere kan gee. Daar is, ja. Ek gaan met 'n arm man trou en 'n ware hulp en troos vir hom wees. Ek haat ryk mans. Ongelukkig vir die ryk mans. Hulle is so vermetel en selfvoldaan Darm nie almal nie. en hulle trap op die armes. Ag, nee, wat? Maar miskien is dit omdat die armes dit toelaat. Wel, wat ou Frikkie betref, hy is oud en lelik genoeg om vir homself te sorg. Hy maak altyd 'n plan. Ek maak altyd 'n plan. Nou, ek kan niks sien wat stukkend is nie. Wat moet jy dan? Wel, ek kan nog nie sê nie, dit kan een van baie dinge wees. En miskien is die vonkprop vuil of hy kort 'n nuwe in. En dan weer kan die pyp verstop wees. En ons moet hom uitblaas. Ja, net soos ek gedink het. Nie 'n druppel brandstof nie. Bertus, hoe kan jy verwag die ding moet loop sonder brandstof? Loop al dadelik die paraffin. Ek wens ons het iemand hier gehad wat die dingen verstaan. Wat sommer kan helpen op die plaats ook. Ons korte voorman. Oom Sias, hier is die man. Wat bedoel jy, hier is die man? Oom weet, ek het op 'n melkplaas groot geword. En ek is baie lief vir beeste. En ek kan die ploery ook behartig. O, jy kan? O ja, ek kan. Bertus, van heden deze uur aan werkt meneer Potgieter voor ons. Maar pa... Moet niet nog maar, pa, niet op met je praten. Meneer Potgieter is een bekwame man. En hij kan engines ook recht maken. Nou ja, als hij die werk kan doen, dan... meneer Silje, geef me net 2 minuten kans om mijn mouwen een slag verder op te rollen. Een slag diep asem te halen en wijs mij die werk. Wat er de wissel hiervan hoor. Ja, die ou gesegde, jy weet mos, daar is 2 kante aan elke saak, die verkeerde kant en ons kant. Maar moenie laat ons nou daaroor gesels nie, daar's baie ernstige dinge waaroor ek mee wil gesels met jou. Regtig? En wat is dit? Ek wil graag praat oor ons twee. Wel, ek het hom reggemaak. Alles is agter mekaar. En loop die engine nou? Asof hy met seep gesmeer is. Frederik Potgieter het hom persoonlik gefiks. Hy gooi 'n stroom water 4 duim dik. Daar's genoeg vir mens en dier. Dis mooi. En wat het hy mekeer? Nie 'n druppel brandstof in die tank nie. Maar my geoefende oog het dit natuurlik gou raak gesien. Dus het jy nie eers die skroewedraaier nodig gehad nie. Maar dis nog niks. Hier voor jou sit die pas aangestelde voorman van die plaas tussenkomste. Ja, oom Sias het my nou net in diens geneem. Dis wonderlik, ons moet dit vier. Ek gaan gou vir ons tee maak. Nee, sit jy. Ek sal dit gaan maak. Alles is al gereed, ek net die water opgooi. Buitendien, jy weet nie waar as die teeblik bære nie. Nou kom wys jy my. Bertus, wat Pieter jy daar met die revolver? Jy weet ek hou nie daarvan, jy sit meer die dinge kom slaap. En nou, Wessel, sê my, wat maak jy hier? En hoekom? Ek het bietjie rus nodig gehad en gedog die plaaslewe sal my goed doen. Maar wat soek jy hier?
Is jy met verlof? Nee, ek is nie met verlof nie. Ek vlug. Jy vlug? Ek vlug. My vyand is op my spoor, Opert. Ek is tot by my ademsappel in die pieker. My snyer dagvaar my vir 6 pond 3 shillings 11 olap. Ek skuld 2 maande se losiegelde en dan dors daar 'n verkeerskonstabel na my bloed. Omdat ek nie by die rooi lig stil gehou het nie. Hoekom voer jy nie konsert op nie? Wel, ek was besig met een, maar jy weet mos die ou geldsaakies. Ek kan jou mos help. Nee, ou Wessel. Nie 'n penny sal ek vat sonder dat ek dit verdien het nie. Ons potgieters mag arm wees, maar ons het ons trots. Intussen werk ek hier op die plaas. Ek wou altyd graag geboer het. Jy weet mos, ek het op 'n plaas groot geword. As jy nou so op die plaas rondwerk, sê jy seker baie met die huismense in aanraking kom nie waar nie. Wel, ek hoop so. Hoekom? Ek wil hê jy moet my 'n guns doen. Moenie laat hulle agterkom dat ek geld het nie. Maar hoekom wil jy dit wegsteek? Jy het eerlik daaraan gekom. Jy kan nie help as jy ryk geërf het nie. Ek het my redes, asseblief. Nou goed, Wessel, Bert. Nie 'n woord sal ek rep nie. Sê my, moet ek so in die loop van 'n gesprek, byvoorbeeld met Cecile, jou naam in verband met 'n kerkmes gebruik? Nee man, moenie oordryf nie. Sê net niks. Ek sal swyg. Vertrou my. Frederik laat nooit sy vriende in die steek nie. Jy sien jou kamer kry, né? Is net die laaste. Alright, moenie skimp nie. Ek sal trap. Vanaand slaap ek 'n knop uit 'n hol plek uit. Slaap lekker. Ook so. Diernek. Môre, oomsias. Ja, hier is nou werklik 'n pragtstuk van 'n koei. Kyk daar, die reguit rug. En die breë kruis. En alles oortrek met 'n dun, sagte vel. Al swak puntjie wat ek nou kan raak sien, is dat sy miskien nie genoeg lengte het tussen die heupbeen en die sterkbeen. Goeiemôre, meneer. Goeiemôre. En tog sal sy op enige tentoonstelling die eerste prys kry. Ek dink jy het gelyk. Ja, ek wil graag daardie bil wat jy gebruik van nader beskou. Ek het hom gister maar skrams gesien. En ek het nie opgelet of hy die fout in die koei se kalvers sal kan regmaak. Hy sal. Sy kalvers is pragtig. Bertus, wys vir hom die bil, maar kom hier saam met my. Die dae na Frikkie se aanstelling het stil nog bedrywig verbygegaan. Hy het sy nuwe pligte met ywer aangepak. Generaal se vel het nog nooit so geblink nie en nog nooit was sy horing so glad geskuur met sandpapier nie. Meneer Sillier het rondborstig erken dat hy om 'n Frikkie se karakter misgis het. Maar met Wessel was dit heeltemal 'n ander storie. Hy het meneer Sillier as 'n onvriendelike renoster beskou en iemand wat nou doeteenvoudig nie van hom wou hou nie. Meneer Sillier het hom beskou as iemand met slegte bedoelings teenoor sy bil, veral wanneer hy naby die bil gedwaal het. Wessel was bekommerd oor die stadige vordering van sy liefdesake en ook omdat hy haar nie dikwels genoeg alleen te sien kon kry nie. Hulle kon nie eers die pos alleen gehaal nie. Cecile het van Frikkie gehou en van Wessel ook. Sy was bly oor die teenwoordigheid van die 2 jong mans op die plaas. 'n Meisie moet mos so nou en dan 'n jong kerel met 'n groot blompot by die eetkamer sien ingewals kom. Ek sal die pos gaan haal. Iets met my oë verkeerd of het ek Frikkie onder klomp velle sien inkry? Daar's niks met jou oë verkeerd nie. Môre
Goeiemôre, meneer Joubert. Goeiemôre, juffrou. Laat my u voorstel, meneer Maritz, meneer Joubert. Aangenaam kennis te maak, meneer Maritz. En die persoon wat so haastig hier weg is meneer Potgieter. Meneer Potgieter, dis jammer. Ek wil hom baie graag gespreek het. Hoe hy sal by ons op die plaas, u kan hom enige tyd daar kom sien. Dankie, ek sal. Goeiemôre. Môre? Jy wonder seker wat soek ek hier onder die velle? Ja, meneer. Dis 'n lang storie, mevrou. Verwoed, meneer. Oh, dis 'n lang storie, mevrou Verwoed. Eendag sal ek jou vertel. Maar nou moet ek jou eers bedank omdat jy my uit groot gevaar gered het. Ek is bly dat ek van diens kon wees. Totsiens. Woon die ergens in die omtrek, meneer... Potgieter is die naam. Frederik. 'n Frikkie vir my vriende. Aangename kennis. En jou naam is? Verwoed. Nee. Ek bedoel Johanna, Margrita, Petronella, Fredrika of Anna. Elsa, meneer. Oh, Elsa. Dis 'n mooie naam. Maar een antwoord op jou vraag. Elsa, ek werk by meneer Sillier, julle buurman. Dan sal ek dadelik moet loop. Spaar sien en praat met jou, jaag hy my uit die huis uit. Maar hoekom? Pa en Bertus is kwaai vriende. Jy sien, pa het 'n pragtige large black sok gehad, wat altyd eerste prys op die tentoonstellings gekry het. En toe, een aand het Bertus die vat geskiet. Wel, nou dat ek weet hoe sake staan, sal ek alles in my vermoë doen om die breuk te herstel. Het lyk vir my ek moet bietjie met jou pa redeneer. Jy ken nie my pa nie. Laat dit aan my oor. Ek het ondervinding van leeutemmerie. As ek moet omklaar het, sal hy op my bevel deur 'n waarband spring en dan op sy rug omrol met sy pote in die lug. Da. Waarom lyk jy so opgeruimd? Wessel, maat. Ek het nou net die lieflikste dingetjie ontmoet. Waar, onder die velle? Sy is charmant, vriendelik, wat my betref net nommerpas. Ek is jammer om jou te leer te stel, maat, maar daardie verlangde romanse van jou gaan die nek ingeslaan word. Wat bedoel jy? Daai konstabel. Hy is baie gretig om jou te spreek. Cecile het hom hier na toe uitgenooi en hy mag enige oomblik jy uitslaan. So vervloekste otter. Ek seker al daarom om in die hande te geef. Jy het nie eintlik die lyf vir hierdie soort ding nie. My naam is Joubert, Potgieter. Meneer Potgieter, daar is 'n klein saakie. Ons is al daar lank op die spoor. Hey, Wessel. En nou, ek dog jy's by hierdie tyd al lank al agter die tralies. Dit lyk my ons polisie gaan werklik agteruit. Inteendeel, hulle toon sterk inisiatief. Hoe so? Hulle vra dat ek 'n landswye konserttoer vir die polisie weesfonds moet reël. Hulle verskaf die sale en gee my 'n deel van die opbrengs. Mooi, maar is mos net wat jy wou gehad het. Ja, maar soos ek jou reeds gesê het, ek het nie geld nie. Kyk, ek sal vir jou sê om die geld te kry. Jy doen twee dinge. Ja? Jy help my om die Euronoster mak te kry en met Cecile. En ek gee vir jou die geld. Top! Dis 'n goeie plan. En ek het toe gedink dat dit sou beter wees as ek hom Sias dadelik daarvan vertel. En ek het dan gedacht dat hy die werk wou hê. En hy gelukkig hier was. Iemand het jou omgekrap en ek is seker dis weer Bertus. Kyk, om Bertus, ek wil nie nou graag inbring nie, maar om Bertus sien. Ek voel 'n dier soos die moet 'n mens saggies behandel. Ek dink om Sias sal met my saamstem. Om Bertus sien, ek sou hierdie dier vat en hom in 'n kamp insit. Vrou, daardie vent Maritz, wat gaan met hom aan? Hy loop vir ure rond met boeke, swaai sy arms en praat met homself. Elke nou en dan noem hy my naam. Hy noem my oom Bertus. Ek is gaan sê oom Bertus nie. Ek weet nie, ou man. Miskien is hy verlief. Verlief? Hy, moenie vir my sê hy wil sy klerk sleep by Cecile nie.
As ek so iets agterkom, jaag kom die veld in. Bertus! Die polisie wil so gou as moontlik weet, daar is heel wat werk aan verbonde. Bertus, kom hier. Bertus, Frikkie sê jy moet so gou as moontlik weggaan. En nou vat hy daai Maritskerel saam met hom. Sy weggaan het niks met Marits te maak nie. Hy wil glo een of ander toneelding gaan mee besig wees. Ek verstaan nie die dinge nie, maar hy sê hy moet weggaan. Presies hoe gou moet jy vertrek? Wel, dit sal omtrent 2 weke vat om die toer te reël. En dan moet daar begin word met die repetisies. Repetisies? Wat is dit? Oefeninge. Die verskillende items moet geoefen word. En dan moet daar gereël word vir plek om te oefen. Daarom moet ek heel wat voor die tyd daar wees. Maar waarom kan jy nie op die plaas kom oefen nie? Hy is nie nodig om so gou te vertrek nie. Ons het 'n groot voorkamer en as dit nodig is, kan ons al die meubels uitdra. Maar pa, hulle is plomp toneelmense. En ek vertrou nie een van hulle nie. Frikkie is ook een van hulle, as niks met hom verkeerd. En wat sal Mali sê as hulle haar voor hy so kom omkrap? Mali! Mali! Ja? Kom hoor bietjie wat pa wil aanvang. Pa wil 'n klomp toneelspelers hier laat kom oefen. Verbeel jou hier in jou voorhuis. En pa sê ons kan die meubels uitdra as dit nodig is. En wat dink jy daarvan? Ek dink dit sal nogal prettig wees. Daar hê jy dit. En as er genoeg slaapplek ook wees. Maar pa, hulle is toneelspelers. Ek sê hulle kom hier naartoe. Bertus! Aram en Ipa en die appeltjie, waar liewe tyd. Daar begin die moeilikheid. Yes, Aram en Ipa en die appeltjie, waar liewe tyd. Daar begin die moeilikheid. Die het daar die appel afgepluk en gesluk. Die het daar die appel afgepluk. Die het daar die appel afgeskil, om vir daar die slang te kil. Die het daar die appel afgeskil. Daar hang 'n boomslang en arm skrik om boeglam. Vir daar die boomslang wat in die boom hang. Daar hang 'n boomslang en arm skrik om boeglam. Vir daar die boomslang wat hang daar in die appelboom. Aram en Ipa en die appeltjie, waar liewe tyd. Daar begin die moeilikheid. Yes, Aram en Ipa en die appeltjie, waar liewe tyd. Daar begin die moeilikheid. Dit was nou regtig lekker. Frikkie, jy is die baas van die affære. Laat ons nou die concertina hoor. In hierdie tyd behoort jy al daai boeke uit jou kop uit te ken. Ek wonder soms of al hierdie kennis van vriesbeeste my gaan help. Of sal jy behandel my nog altyd soos 'n slegte reuk? Moet ou my vriend, moet ou. Ek dink jou moeilikhede met Cecile is op 'n eind. Dis omtrent tyd. Uiteindelik het ek agtergekom wat jou moeilikhede nou eintlik is. Huh? Jy's te skaam. As jy by 'n vroumens kom, as jy op jou bek gevallen.
Hier is nou iets wat al honderde boerenseens aan hulle vrouens gehelp het. Wat is dit? 'n toormiddel? Jy kan het so noem as jy wil. Hy is laf, man. Daar's nou vir jou dankbaar. Ek bring vir jou redmiddel en jy trek jou neus op. Jy moet onthou, jy het aanvaar om te maak wat ek jou sê. Nou goed, ek is baie geduldig. Wat is nou eintlik in die pakkie? Lees lekker goed. Lees lekker goed? Jy is kom verspot, maar is jy nooit ernstig, nie? Ek is dood ernstig. Jy praat daarom die grootste onsin wat ek nog ooit gehoor het, wie? En is alles die werk van lees lekker goed. Vat nou bijvoorbeeld hierin. Uw ogen zijn gelijk de ogen der duif. Als een meisje dit leest, wordt haar hart onmiddellijk diep. Nou wacht, hier is nog iemand. Okay, big boy. Voor een man wat zwak van spraak is hierdie goed net die ding. Nie enkele woord hoef jy te sê nie. Wacht even, daar is nog een. Zal zijn met klik. Die stroop het blijkbaar oor die letters geloop. Ek sou nooit droom om so kinderagtig te wees nie. Wel, ek het jou die sleutel in die hand gegee. Al wat jy nou nodig het is 'n bietjie moed. Moed? Jy's so mooi om te praat van moed. Toe daai polisman sien sou mens sweer jy sien 'n spook. Hallo? Praat julle van spooke? Oupa, het oupa al van ons spook vertel? Nee, hulle is dorpskerels en hulle sal sommer die ritteltit kry. Hier staan 'n man met eystersene wees. Wisselvoerig senuweepille. Vertel maar, hoe lyk julle spook? Dis so wit gedaante met haar oor kan die vlei loop. As jy naby hom kom, dan maak hy so 'n hol fluisterende geluid. Diegene wat hom sien moet vlug. Want die ou mense sê, die wat hy omhels, sal deur 'n vreeslike ramp getref word. Dankie vir die waarskuwing, Messias. As dit nie was dat ek nou moet gaan repeteer nie, ek sou graag meer wou hoor. Ek moet jouself vanaand deur die vlei en ek sal my oë goed oophou. Hoe lyk het mense? Is ons reg? Hier is nie plek vir ons almal nie. As dit so aangaan, kry ons nooit klaar nie. Die 3 Petersen broers en die Proctor Mondvletjie Orkes. Vat nou julle nommers en gaan repeteer ergens buite. Ja, dat is beter. Stoppie, wie vir jou gaan maak, dat jy vanaand so lekker smaak. Stoppie, wie vir jou gaan maak, dat jy vanaand so lekker smaak. Dit is die Scully boy wat op die railway werk. Stoppies draai van sy railway geld. Dit is die Scully boy wat op die railway werk. Stoppies draai van sy railway geld. O, stoppie, wie vir jou gaan maak, dat jy vanaand so lekker smaak. Stoppie, wie vir jou gaan maak, dat jy vanaand so lekker smaak. Dit is die Scully boy wat op die railway werk. Stoppies draai van sy railway geld. Dit is die Scully boy wat op die railway werk. Stoppies draai van sy railway geld. En as die winkie so lekker waai, en die babyroekers draai, en as die winkie so lekker waai, en die babyroekers draai, dan sit die Scully boy daar op sy doodgemak. Stoppies draai wat so lekker smaak, dan sit die Scully boy daar op sy doodgemak. Stoppies draai wat so lekker smaak. O, stoppie, 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 wie vir jou gaan maak. Ja, stoppie, 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 wie vir jou gaan maak.
Ek sien sy dra, 'n mandjie vol drewe, waar gaan sy heen, met die hobbelbeen. La da da dee, la da da dee diddle dee, waar gaan sy heen, met die hobbelbeen. Hey, babidi babsidum is bum, 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 bum. Hey, babidi babsidum is bum, 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 bum. Hey, babidi babsikat is nut. Hey, babidi babsidum is bum. Hey, babidi babsidum is bum, 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 bum. Hey, babidi babsidum is bum, 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 bum. Hey, babidi babsikat is nut. Hey, babidi babsidum is bum. Ek sien sy dra, 'n mandjie vol drewe, waar gaan sy heen, met die hobbelbeen. Ek sien sy dra, 'n mandjie vol drewe, waar gaan sy heen, ja, met die hobbelbeen. Oh, hey, babidi babsidum is bum, 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 bum. Hey, babidi babsidum is bum, 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 bum. Hey, babidi babsikat is nut. Hey, babidi babsidum is bum, 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 bum. Hey, babidi babsidum is bum. Wat een nachtelijke grondslijper is die? Ik heb werk om te doen. Werk je altijd in je kuskeren? Wel, als je moet weten, gaan we naar die verwoeds toe. Aha, als dit de zaken staan. Oppas dat je niet goed bok al in je broek krijgt niet. Geluk hoor. Dankie, ik zal het nu wel krijgen. Lekker slaap hoor. Lekker slaap, vriendje. Pa, ek het vandag 'n baie gawe kerel ontmoet. Hy werk op die plaas by die CES. Ek het jou verbied om enige omgang te hê met enige persoon van daardie plaas af. Wie is daar? Dis ek, Frikkie. Wat wil jy hê? Kom nader, ek wil met jou praat. Goeienaand. Waarom het jy hier naartoe gekom? Ek kon nie langer uithou nie, ek moes jou sien, Elsa. Mag ek jou Elsa noem? As jy wil. Maar ek het 'n bietjie moeilikheid gehad om hierbo te kom. Nou weet ek wat ou Romeo moes deurgemaak het. Sê my, sal jy 'n baie belangrike vraag beantwoord? Dit hang daarvan af wat dit is. Watter nommer skoen dra jou pa? Hy dra nommer 9. Hoekom wil jy weet? Ek wil hom 'n paar gee. Dink jy nou regtig jy sal in my pa se guns kom as jy hom 'n paar skoene gee? Nee, ek wil nie eens sy guns raad nie. Ek sal die skoene bring, dan gee jy hulle vir hom. Dit is my eerste stap in my plan om jou pa en meneer Silje met mekaar te versoen. Sal jy my help? As ek kan help, sal ek help. Fyn.
Wanneer gaan jou pa weer uit? Môre aand, skoolraadvergadering toe. Hoekom? Dis alles deel van my plan. Wag jy op bevele van my. As jy die geluid hoor van 'n naguil agter die Moempiebos, sê jy weet, Romeo het alweer opgedaag. Môre. Môre. En hoe kom so bek af, hè? Dink aan die sonskyn, die blomme, die fluisterende wind. En môre aand se volmaan. Ek weet ek kom. Al wat ek nou aan kan dink is hierdie ou rok. En ek het gehoop dat ek 'n nuwe een sou kon kry. Maar die profeet op my hoenderboerdery het so gesak dat ek nou maar hierdie ou een sou moet dra. Ag, toe maar, jy sal pragtig lyk. En wie weet, miskien maak ek nog 'n plan. Kyk hoe lyk my hande. Hulle lyk presies wat hulle is. Die hande van 'n hoenderboer. Sê my Frikkie, is die Wessel Maritz 'n ryk man? Wel, Sal sy vrou eendag 'n skoonheidssalon 2 keer per week kan besoek sonder dat daar enige vrae oor die onkoste gevra word. Die ding is so. En sal sy haar klere kan laat maak en skoene en handsakke en 'n hartelus koop sonder dat hy sy hare daaroor uitpluk. Suster, ou Wessel en 'n kerkmeis is eie broers. Brand en arm is die woorde wat meestal in verband met sy naam gebruik word. Wel, soos ek vandag voel, kan al die arme mans hulle koppe in 'n asbak gaan steek en gou ook. Wat elke meisie behoort te hê, is 'n ryk man wat nie omgee hoeveel sy spandeer nie. Ek stem saam met jou en jy verdien dit. Ons moet 'n plan maak. Ag, jy terg alweer. Jy dink so. 'n plan is 'n boerdery. Naand, oom. Naand, jong. Wat me keer, ek sien hom loop sonder skoene. Man, my motor se petrol het opgeraak. En waar het die kar gaan staan? So ongeveer 3 myl hier vandaan. Dan is my berekening juis. Ekskuus, meneer. Nee, niks oom. Ek het maar die manier om te mymer as dit is maar... Oh, ek sien. As ek mag vra, hoekom hang oom se skoene oor oom se skouer? Man, iemand het my 'n laaf vuilpoets gebak. Het al my skoene weggesteek behalwe hierdie paar wat vol spykers is en boonop nog 'n nommer te klein ook. En toe moes die motor juis gaan staan, meneer Verwoerd. Potgieter. Ag, Potgieter. Ja. Maar is jy nie die kerel wat by Ouselje werk nie? Ek verdien daar 'n korsie brood. Ja, en die opbraak van die petrol is ook met opzet gedoen. En is nog 6 myl ver huis toe. Ja. En die pad is vol skerp klippie. Ja, juis. En die skoene druk dat dit bars. Dit kan jy nog 'n keer sê. Ja. Die ongeluk kom nooit alleen nie. Maar wag, ek moet ry, ek het al te lank versuim. Maar ga jy my dan nie eers huis toe neem nie? Oom, ek is 'n man wat voel vir my medemens. En ek besef die pad is lank, die klippie skerp, daarom gaan ek u huis toe neem. Dankie. Op een voorwaarde. En wat is dit? Ons ry eers by meneer Silje aan en dan ry julle mekaar die broeder aan. Wat? Jy wil hê ek moet daardie kerel gaan groet wat my vark uit blote afguns vermoor het? Maar dit was 'n ongeluk. 'n Ongeluk? Ek gedink dit is 'n kaffervark. 'n Kaffervark? Weet jy dat daardie vark van my 3 eerste pryse gewen het? Ek sal daai kerel nooit weer gaan groet nie. Maar het jy geweet dat meneer Silje nie sy brille opgehad het nie? Bril? En dat die lig baie onseker was. Maar hy vind dit nog nooit eens 'n nuwe bril gedaan nie. Hoewel, het hy geweet dat hy lank besluiteloos met sy vinger op die sneller gestaan het, omdat, soos hy sê, hy nie graag die mooiste kaffervark wat hy nog ooit gesien het, wou skiet nie. En hy hom toe daarom geskiet het, omdat hy bang was, die mense sou sê, die volk hou beter varke as die baas aan. Man, dis die grootste lot bogstories wat jy hier verkoop wat ek nog ooit in my lewe gehoor het. Nou kom vra homself. Dat doen ek nie. Die pad is lank en die klippie skerp. Kiwi, waar is jy? Hey, wag, stop man, stop. Man, as jy my huis toe neem, dan kan ons by Bertus aanry. Nou goed, kom klim in. Dankie. Die avondure vlieg verby. En ek het 'n afspraak met iemand wat jy baie goed ken. En meneer Silje, hier is iemand wat jy graag wil spreek. Hy het gekom om die strijdbijl te begraven. Karel, bedoel jy dit regtig? Ja, Bertus. Sê weet, het daar die koei van jou toe 10.000 mond melk gehaal als ze 2 jaar oud? Nee, man.
Sy het maar 8123 gehaal met 'n toets van 4.1. 4.1? Ja. En meneer Silje, sal u meneer Verwoerd later huis toe neem? Ja, loop jy maar so. Hoe sit jy? Sê my, Wessel, was jy al ooit verlief? Wel, Haai julle twee. Wat soek julle binnenshuis op so 'n heerlike maandag aand? Ek het 'n goeie plan. Kom ons drie gaan kuier vir Elsa. Wil jy hê pa moet die stuipe kry? Ek weet waarvoor jy bang is en ek het dit reggemaak. Ek sal my nie verbaas as jou pa en meneer Verwoerd op hierdie oomblik besig is om mekaar te soen nie. Die strijdbeul is begrawe. Regtig, ek sterwe om Elsa weer te sien. Hoe het jy dit reg gekry? Jy ken ons van my. Ek maak altyd 'n plan. En Elsa, jy rep nie een enkele woord nie. Jou pa vermoor my as hy dit uitvind. Jy hoef nie bang te wees nie. Ek sal nie 'n woord sê nie. Hier is pa en Bertus nou. En pa het nog sy skoene oor sy skouer. Nie so hard nie. Wie in die oorlog aan die gang sit. Pa sal hier inkom om te sien hoekom die lig brand. Julle moet almal julle lag hou. Wissel! Nie laat dit asof jy die spook gesien het nie, man. Eina, damn it. Wat my keer, pa? Ek het my deksel se toon gestamp. Het pa seer gekry? Nee, toe maar. Cecile, kom bietjie hier. Ek het die verdomde ding in die verkeerde een se hand gesteek. Jy en jou vervloekte lees lekker goed. Wag, ek het 'n plan. Vat die kar dadelik en gaan nou terug. Ek sal saam met Cecile stap en ek beloof jou dat teen die tyd wat ons by die huis kom, is alles in die hak. Ja, Boetie, jy maak dinge reg of daar is nie geld vir jou opvoering nie. Laat dit aan my oor. Ga nou. Ek wag my in jou kamer, hoor. Die lam gevoel het Wessel se maag verlaat en op sy hart gaan sit. Hy dreig om swartgallig te word. Miskien sal die boek hom tot bedaring bring. Hy sal generaal dadelik 'n besoek bring en sien in hoeverre hy voldoen aan die vereistes wat in die boek gestel word. Maar waarom nie die ding behoorlik doen nie? Buitendien, generaal is die wit jas gewoond en hy sal dit minder vreemd vind. Eindelijk betrapt. Waar is die? Waar is die? Hier, kom in. Dus, jy sien, in die donker het hy gedink jy is Elsa. Ek hoop nie jy is kwaad nie. Wat moet jy nou? Kyk, die spook. Die spook. Cecile, my skat. Wissel my. Sla my dood. Wissel jou duivel. Wat die Joos? Ek dog jy was die spook. Wat wou jy nag in die veld rond? Ek sal later vir jou vertel. Ek het jou mos gesê ek sal dinge regmaak met Cecile. En sy was nie eers kwaad nie. Ja, dankie. Kry ek my geld vir die konsert? Met rente, ja. En nou, as julle my sal verskoon, het ek 'n baie belangrike afspraak. As Romeo dink hy is die enigste man wat 'n nooi 16 voet bo die grond in die hande kan kry, maak hy 'n baie groot fout. Lekker slaap. Dankie ook so. Wissel, van wat geld praat Frikkie?
Cecile, jy moet nie kwaad wees nie, maar ek is ryk. Ek weet jou nie van ryk mans nie en Maar ek het jou lief. Ten spyte van jou rykdom. dan bly daar nog net een ding oor, dis om jou pa te gaan vra. Dit sou baie makliker gewees het as hy van my gehou het. Maar wie sê hy hou nie van jou nie? Ek sê, waarom dink jy hardloop ek die hele nag in die veld rond? Ek het al gewonder. Ek het gevlug, hy was agter my aan met net so 'n eislike revolver. My pa? Ja, jou pa. Ek speel sê wat ons kan maak. Oor 'n paar weke is die tentoonstelling. Generaal sal seker weer eerste prys kry en pa sal in 'n wonderlike luim wees. Nou goed, ons wag tot die tentoonstelling. My mintig ou man. Vanaf jy daardie baard kweek, sta jy ook heel dag voor die spieël. Jy weet mos, ek kweek elke jaar 'n baard vir die tentoonstelling. Bovendien, dit bring my geluk. Als die avondskaart is daar, kom ek jou weer in dag haal. Jy is my nou een kie van die Transvaal. Ons sal wandel na die vlei, en die sterren nacht so vry, en ons harte sal al liefde bly. Deur die jare, deur gevare, sal jy jong bly en kostbaar vir my. Deur die jare, deur gevare, sal glimlach my na jou toe lei. Ons het nog nie die uitslag van die beste bil op die skou. Intussen volg die parade van kampioenbeeste. Ons is trots op die groot verskeidenheid. Hier is die uitslag nou. Die beker vir die beste bil op die skou aan meneer Bertus Sillier van Tussenkomst. Ek herhaal, die beker vir die beste bil aan meneer Bertus Sillier. Geluk meneer Sillier. Nou is ons kans. Hy is in 'n wonderlike stemming. Ja. Veels geluk, meneer Sillier. Ons het daarom maklik gewen, hè? Ja, hy is daarom maar die boebaas. Wel, meneer Verwoed se dogter Elsa is 'n ouelike prysie. En met 'n bietjie geluk kan ek haar dalk wen. Verskoon my asseblief. Geluk my ou man. Ja, generaal het alweer gewen. Dis nie verniet dat ek hom beskerm het teen allerlei verdagte persone nie.
Daar's iets wat ek vir jou wil sê, meneer Marits. Maar met al die voorbereidings vir die tentoonstelling het ek nooit die kans gehad. Hier is my hand. Ek het gesien hoe jy op daai spook afgestorm het. Jy's 'n brawe man, meneer Marits. Nee. Ja. Net jammer dat jy 'n bilbekonkelaar is. Maar ek is nie, ek het maar net 'n beskrywing oor die ideale bil gelees en toe gaan kyk hoe generaal vergelyk. Stel jy belang in vriesbeeste? Verskriklik. Vrou, hierdie jong man stel belang in vriesbeeste. Is dit nou nie gaaf nie? Maar op die oomblik stel ek meer belang in die dogter. En wat het my dogter met vriesbeeste te doen? Wat gaan nou daaraan? Pa, ek dink meneer Marits, Wessel wil vra of hy met Cecile kan trou. Maar natuurlijk kan hulle trou. Jongman, wanneer wil julle trou? Maar pa, wat sal Mali daarvoor sê? Mali, kom hier. Mali, pa wil hy, hierdie dorpsplan wil hy nou sommer aan Cecile afsmeer. Wat denk jy daarvan? Wel, as jy dink generaal sal veilig wees. Daar het jy dit nou. Maar pa, trou is nie werkwoord nie. Hou nou op met die praat, ek sê hulle trou. Bertus,